Goeiedag, lieve luisteraars. Ek groet u weer eens vandag in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is getrou. Dit is weer 'n wonderlike voorreg om met u te kan praat rondom God se woord. Ek glo en vertrou dat die Here u sterk sal optel en bemoedig deur hierdie skrifgedeelte. Ons kan net gou ons oë sluit en die Here vertrou vir 'n mooi werk. Vader, ons dank u vir u genade, Here, vir u goedheid en u guns. Ons dank u vir 'n nuwe dag. Ons dank u vir mooi wonderwerke wat u verrig, my God. Ek bid, Hemelse Koning, dat u, Here, vandag u woord, Here, in my mond sal plaas en dat elke kyker, my God, u woord sal ontvang, Here, en hul harte sal oopgaan om u woord te aanvaar en Hemelse Vader, hul lewens verander sal word. Ek bid dat u, Here, sal deurkom, Here, wat ook al die omstandighede is van ons liewe kykers, dat u hulle lewens radikaal sal verander en wonder sal doen in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraars, ek wil met u deel uit die boeke van Hebreërs 12, waar die Bybel met ons praat, weer eens vanaf versie 5. Ek wil net so 'n bietjie met u deel rondom God se liefde. Kom ons lees saam. Die Bybel sê daar vanaf versie 5, dis Hebreërs 12 vanaf versie 5. Hy sê, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Hy sê daar, hy sê, my kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tugtig nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verder sê, verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? Dan sê in versie 11, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Ek wil vandag met u net so 'n bietjie deel oor hierdie skrifgedeelte. Die Bybel leer vir ons dat God is ons Vader. Ons wat in Christus is, dat God is ons Vader. Maar in hierdie skrifgedeelte maak Paulus ook hier 'n bietjie bekend aan ons dat ek en u, as ons dan ook kinders van God is, en ons het ook ons aardse vaders gehad, verstaan ons dan nou wanneer ons vaders vir ons tug, as my pa of my ma vir my tug wanneer ek verkeerd doen, dan aanvaar ek dit. Maar baie maal wil ek en u nie aanvaar wanneer ons deur moeilike tye, deur tugtigings gaan en ons dien die Here of ons het die Here gevra om ons te help nie. Maar ek kyk na iets wat in my lewe so 'n paar jaar terug gebeur, wanneer toe my dogtertjie van skool af kom, my oudste dogter, sy kom van die skool af en sy kom by die huis in en sy huil en sy sê vir my, daddy, maar hierdie een seun het vir haar geklap, in haar gesig geslaan en sy huil daar en ek vra vir haar, wat is die seun se naam, en ek gaan toe tot by die seun se huis, tot by sy ouers, en omdat ek haar pa is en ek nie dat iemand nou my dogter seer gemaak het nie, en ek gaan na die persoon se woning, na die ouers van hierdie seun, en ek gaan praat met die ouers, en die pa van die seun het toe sy seun getugtig, en ek dink nou net aan hierdie skrifgedeelte, dat ons tog moet sien, dat ek en u as ouer, nie sal toelaat dat ons kinders enigszins op 'n verkeerde manier seer gemaak sal word, wanneer hulle dit nie verdien nie. Kom ek sê weer, ek en u sal nie toelaat dat ons kinders seer gemaak sal word, as ons weet dat ons kind verdien dit nie, as ons weet ons kind het nie verkeerd gedoen nie, maar ons kinders bly ons kinders. In my gesin het ek 2 seuns, 2 dogters, en ek is lief vir my dogters, ek is lief vir my seuns, en ek kan nie onderskeid maak tussen hulle nie, maar daar is ook reëls in ons huis, hulle het die reg om te doen wat hulle wil doen, en soos hulle dit wil doen, maar dit moet die regte dinge wees wat hulle doen.
Ek wil u net by hierdie punt bring, dit moet die regte dinge wees wat hulle doen. God het ons almal lief. God het die mensdom lief. En Here Jesus Christus het dit bewys op die kruis van Golgotha. Het hy sy groot liefde aan ons bewys. En as ek en u dan nou 'n gesin het en ons het kinders, en ons het hulle die reg gegee, my kind, jy kan sit waar jy wil in die huis, jy kan slaap waar jy wil, daar is jou kamer, jy kan maak soos jy wil, maar dit is die dinge. As jy dit doen, dan moet jy daai doen. As jy daar vuil maak, dan moet jy self dit skoon maak, dan moet jy daar uitvee. As jy die koppie of die bord gebruik, dan moet jy dit op die regte plek gaan sit, sodat dit skoon gemaak kan word. Want as jy dit nie daar gaan sit nie, dan gaan ons met jou praat, en ons gaan hard met jou praat, van jy het nie gehoor wat ons sê nie. En net so is dit by God. God se woord, hierdie Bybel, hierdie woord van God, is 'n instruksie vir ons om die regte pad van die Here te volg, om die dinge te doen wat God wil hê ons moet doen, van hy is ons Vader, hy is ons Abba, hy is ons Papa. Ons moet mos nou dan doen wat ons Vader van ons verlang om te doen. En as ons dan nou iets doen wat die Vader nie van ons verlang om te doen nie, dan wat verwag ons moet gebeur? Verwag ons nog altyd alles moet net met ons beter gaan en reg gaan? Ja, ons Here Jesus Christus het ons vrygemaak. Ja, ons Here Jesus Christus het ons verlos, en deur sy bloed het daar vir ons genesing gekom. Maar ons kan mos nou nie verwag om in die liefde van God te beweeg, maar ons wil verkeerd doen nie. Ons wil nie die wil van die Vader doen nie, maar ons wil die liefde van die Vader hê. En dis hoekom ek vandag met u wil praat, want die skrif sê vir ons, daar in versie 12 sê, versterk daarom die slapbande en die lamknieë en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Hoor daar, hy sê versterk dan die slapbande en die lamknieë. Hy sê en loop die regte pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie. Amen. Maar dit sal gesond word. Jy sien, wanneer 'n mens in jou liggaam, as jou arm of jou been lam word, wil dit sê dit funksioneer nie meer soos dit moet funksioneer nie. Dit is nie meer, jy kan nie normaal beweeg met daardie been nie. En as dit uit lid is, wil dit sê dat daar is iets in jou been of in jou arm of in jou hand wat nie op sy plek is nie. Wat nie in plek in is nie. So hy is nou uit lid uit. En dis hoekom die skrif vandag sê vir ons dat wanneer dit uit, hy sê en loop die regte pad, die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Hy sê loop die regte pad. Dit is nie maklik om die regte pad te loop nie, maar dit is deel van die plan van God. Dit is deel van die wil van God. Baie maal word ons bietjie lam, baie maal word ons uit lid uit, baie maal doen ons nie, beweeg ons nie soos ons moet beweeg en soos God van ons verwag om te beweeg nie. Maar daarom moet ons in die liefde van die Here bly, sodat God vir ons elke male of elke keer weer kan gesond maak. Maar ek wil met u net hierop gesels dat baie mense verwag dat omdat ons in die liefde van die Here beweeg en omdat God ons lief het, verwag ons dat ons nie seer moet kry nie. Dan wil ons vra, maar die Here is dan vir my lief, hoekom gebeur dit met my en hoekom gebeur dat met my? Maar ons kyk nie na ons wandel en wat ons doen dat dit met ons gebeur nie. Van ons soek altyd 'n manier om die blame op iets anders of op iemand anders of op die Here te plaas. Baie maal wanneer ek by my ma, by my moeder 'n pak slaag gekry het of getig was, dan is ek vir daardie oomblik baie ontsteld, baie kwaad, baie verbitterd teenoor my ma van hoe kan sy my so slaan? Maar ek dink nie aan die rede hoekom sy my geslaan het nie, wat ek verkeerd gedoen het nie. Want sy weet dit wat ek gedoen het, deur wat ek gedoen het, verdien ek 'n goeie pak slaag sodat sy my 'n les kan leer om dit weer te doen nie. Die Bybel sê vir ons aan versie 12 sê, wanneer ons getig word, lyk die tig op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. Hy sê, later bring dit 'n goeie vrug.
So, wanneer die Here vir ons tugtig, en ek en u is in Christus, en God tugtig vir ons, en dan lyk het vir ons, het lyk vir ons dat dit nie pas in die wil van God, in die plan van God, dit lyk vir ons asof dit nie pas in die goddelikheid wat ons in is nie, of in die geloof wat ons in glo nie, want ons probeer ons bes om Christus te dien, soos wat hy van ons verlang om hom te dien. Dan lyk hierdie tugting nie vir ons reg nie, dit voel ook nie reg nie, maar die Bybel sê vir ons hier, dit lewer later 'n goeie vrug op. Hoe lewer dit 'n goeie vrug op? Van ek wil nie weer deur dit gaan nie, en nou weet ek om die regte keuses te maak, om die regte besluite te neem, om die wil van die Vader te doen, om die wil wat die Here Jesus, dit wat die Here Jesus Christus van ons verlang om te doen, dan doen ek dit net soos God van my dit verlang om te doen. Ek wil vir u sê, as u een of ander item in 'n winkel koop of 'n apparaat, dan is daar altyd so 'n kaartjie of 'n briefie by wat vir ons instruksies gee hoe om die ding te gebruik. Kom ek maak 'n voorbeeld van 'n strykyster of 'n ketel. Hulle gee vir jou 'n papiertjie by, as jy nie weet hoe om dit te gebruik nie, dan moet jy daar lees hoe jy dit moet inplak, wat jy in mekaar moet sit, en dan gaan die ding reg werk. So net so is dit in die koninkryk van God, net so is dit in hierdie woord van God. As ons dan nou vry is in die Here Jesus Christus, as ons dan nou die liefde van die Here ontvang het, dan moet ons hierdie instruksies volg, net soos wat Christus van ons dit verlang om te volg, sodat ons dan nou hierdie goeie vrugte wat die woord van praat, kan pluk, sodat ons dan nou die oplewering van hierdie vrugte kan sien, en dat ons dit kan ervaar en in dit kan lewe. Maar dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik nie, want ons vlees het 'n manier om terug te deins na die gewoonte. Ons vlees wil nie gelimit word aan sekere verordeninge wanneer dit kom by die regte dinge nie. Dis hoekom Paulus sê vir ons, dis maklik om verkeerd te doen, maar dis swaar om die regte dinge te doen. Maar as ons hierdie instruksies volg, en as ons in dit lewe, en as ons doen wat die wil van die Here is, dan sal ons dit makliker vind om hierdie dinge te doen. Want u sien, hierdie liefde wat die woord van praat, soos ek nog gesê het, die Vader sê hy tugtig die wat hy lief het, hy tugtig sy kinders omdat hy hulle lief het. Die Bybel sê vir ons, ek dink dis in Romeine 12, God het dit gereed gemaak, alles gereed gemaak, sy koms gereed gemaak en die geheimenisse gereed gemaak vir hulle wat hom lief het. Hy sal dit eendag aan hulle openbaar, hy sal dit eendag aan hulle bewys, en vandag kan ons in hierdie dinge lewe, wat die Here kan aan ons dinge openbaar, die Here kan aan ons dinge gee, hy kan vir ons die beste ook gee wat ons wil hê, maar dit hang van ek en u af, hoe ons hierdie liefde van God aanvaar het. Want u sien, hierdie liefde kom nie net van een kant af nie. Hierdie liefde kom nie net van God af nie, maar dit moet wederzijds wees. Dis liefde wat ek en u ook terug moet gee. Van die Bybel sê, soos die Vader die Seun lief het, so die Seun die Vader lief. Daarom is Jesus en Jesus, daarom sê Jesus Christus, soos ek en die Vader, soos die Vader in my, van hulle het mekaar lief. Hierdie tipe liefde is die liefde wat ek en u nooit sal verstaan nie. Ons kan praat van die kruisiging op Golgotha, maar dit was die liefde van die Here Jesus Christus, wat alles dit gedoen het. Van die Here Jesus Christus was so lief vir die Vader. Hierdie Vader was so lief vir sy Seun. Die Bybel sê, en hy het sy enigste gebore Seun gegee, om vir hierdie wêreld te kom sterwe. U sien, dis as gevolg van liefde wat ons Here Jesus Christus sy lewe opgeoffer het. Van sy liefde was toegewy aan een en dit is aan die Vader. Hy het nie omgegee waartoe hy moes gaan nie. En dit is die tipe liefde wat die Vader van ek en u verlang. En Jesus Christus het die prys betaal deur hierdie liefde. Met hierdie liefde kom daar 'n prys gepaard. En hierdie prys gaan gepaard met sekere dinge wat vir ons nie lekker gaan voel nie. Wat vir ons nie lekker af sal gaan nie. Wanneer mense vir ons sleg sê, of mense bitter teen ons is, of mense ons nie reg hanteer nie, of die wêreld ons nie reg hanteer nie, dan voel dit vir ons asof hierdie liefde nie regverdig is nie. Jy bewys liefde, maar liefde word nie aan jou bewys nie. Daarom is hierdie liefde nie 'n liefde wat ons met die oë moet sien nie. Hierdie liefde is nie 'n liefde wat jy aan kan raak nie, maar die liefde is, soos die Bybel sê, dat geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar waarop ons hoop. Die Bybel sê vir ons in Korintiërs 3, daar is 3, in Korintiërs 13, verklaar die woord, hy sê, en daar is 3, geloof, hoop en liefde. En die grootste daarvan is die liefde. Hy sê nie die grootste daarvan is die hoop,
of die geloof nie, maar hy sê die grootste daarvan is die liefde. So ek en u kan in geloof beweeg, ons kan in hoop beweeg, maar sonder die liefde beteken ons geloof niks, beteken ons hoop niks nie, want dis die liefde wat die Here Jesus Christus die vermoëns gegee het om daardie bult op Golgotha uit te loop, om daardie kruis te dra, om daardie wonde te neem op hom, en daarom sê die skrif, deur sy wonde het daar vir ek en vir u genesing gekom. Hierdie wonde was nie wonde wat hy homself daar geplaas het nie, maar dis wonde wat hy opgeoffer het deur die liefde wat hy gee aan hierdie wêreld. Dis wonde wat opgeoffer was vir die mensdom ter wille van die Vader. Hy het gesê, Vader, laat hierdie bitterbeker verby my gaan, maar nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En die wil van die Vader het geskied. In hierdie liefde, let ons op, dierbares, liewe kykers, let ons op, dat die Here Jesus Christus op 'n sekere uur en oomblik op die kruis gevra het, my God, waarom het u my verlaat? Nou vra ons, waar was die liefde van hierdie Vader? Waar was hierdie liefde wat die Here Jesus Christus van gepraat het? Want hy roep uit, my God, waarom het u my verlaat? Ja, dit is ook deel van liefde. Somtyds, wanneer God liefde aan ons bewys, dan voel dit, jy is verlate. Kom ek gee weer so 'n illustrasie. Ek het eens op 'n tyd, te doen my dogtertjie iets verkeerd, en ek is daar in die huis, en ek is nie lief om my kinders te slaan nie, of te tig nie, en my vrou is maar die persoon wat hulle sal tig, en my vrou tig my dogtertjie, en sy, terwyl my vrou haar tig, staan ek daar, ek kyk nou hoe my vrou vir haar tig, en toe sy nou klaar is, en my dogtertjie huil, en toe kom sy nou na my toe, en sy is nou ontsteld met my ook van, ek het niks gedoen nie. En in so 'n geval, kyk ek nou na hierdie prentjie, waar die Here Jesus Christus vra, my God, waarom het u my verlaat? Dit wil nie sê dat die Vader sy seun verlaat het nie. Hy was maar daar. Maar omdat die wêreld die bruid van God is, laat God toe dat die seun getuigtig word. Hy is daar. Hy sal nie toekyk dat die seun verkeerdeliks getuigtig word nie. Die rede hoekom ek daar staan en toesien hoe my vrou my dogtertjie tuigtig, want ek kyk dat sy dit nie verkeerdeliks doen nie. Dat sy nie op 'n manier my dogtertjie abuse nie. Dat sy nie op 'n manier my kind slaan, op 'n manier wat sy dit nie verdien nie. Verstaan, ek hoop u verstaan my vandag, want as iemand jou in jou gesig slaan, dan kan dit 'n merk los wat vir ewig daar sit. So ek was daar teenswoordig, maar ek het net toegelaat dat sy haar op sekere maniere tuigtig, en nie te veel of te erg seer maak nie. Van die ding wat my dogtertjie gedoen het, was verkeerd, en sy moet getuig word. Maar dit is nie so verkeerd dat sy getuig moet word op 'n mate wat sy moet sterwe, of op 'n mate wat sy 'n wond moet dra wat vir ewig daar is nie. So as dit in so 'n geval moes gewees het, sou ek ingegryp het en gesien het en nie toegelaat het dat dit gebeur het. Maar hier sien ons dat dit wat hier gebeur was nie as gevolg van enige verkeerde ding wat die seun van God gedoen het nie. Maar dit was uit die liefde. Dit was vir iemand anders. Dit was vir die wêreld wat hy dit gedoen het. En omdat God alreeds dit klaar beplan het en die opdrag alreeds uit was wat die seun moet doen, en die seun het dit gedoen en het dit volbring. Die Vader was daar en die seun het sy loon. Die Bybel sê, en het aan die regterhand van die Vader gaan sit. Jy sien, baie maal ek verstaan toe my dogtertjie moes voel die oomblik dat ek nou nie vir haar gehelp het nie, want ek is altyd daar om haar te help, maar nou was ek nie daar toe haar moeder haar tuigtig nie. So ons moet verstaan dat baie maal is die Vader daar, maar omdat ons sekere dinge verkeerd doen, moet ons getuig ook word. Ons moet deur die ervare en deur die ondervinding gaan van tuigtinge, sodat ons geformeer kan word om reg te doen, om reg te wandel en om die koninkryk van God in te gaan. Jy sien, ek sal dit weer sê, ons is nie vir ewig op hierdie aarde nie, maar ons is op pad na 'n ewigheid. 'n Ewigheid wat die woord van God van praat in die boeke van Openbaring, dat ons is op pad na 'n nuwe Jerusalem. Ons is op pad na hierdie plek wat Jesus Christus vir ons voorberei, vir ek en vir u.
vir elkeen wat hom aanvaar en in hom lewe en hom erken as hulle God, as hulle Vader, as hulle Verlosser, as hulle Redder. Dit is belangrik dat ons die liefde van die Here verstaan. Die Bybel sê die liefde is nie opblaserig nie, dit is nie kwaadpraterig nie, dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit bedek alles. Die Bybel leer vir ons dat hierdie liefde, hy sê, toe ons 'n kind was, toe ons gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ons volwasse is, nou dat ons groot is, doen ons nie meer die dinge van 'n kind nie. So ek en u, wat vandag huisgesinne het, wat vandag seuns en dogters het, wat vandag families het, ons het nie nodig om weer te lewe soos kinders nie, want ons weet wat reg en wat verkeerd is. Ons weet wat die waarheid is en ons weet wat die leuen is. So ons het vandag die reg om totaal en al toe te laat dat die liefde van die Here ons lewens oorweldig, sodat ons nie slap, sodat ons, soos die skrif sê in vers 12, versterk daarom die slaphande en die lamknieë, sodat ons mekaar se slaphande en lamknieë kan versterk. Van baie maal word ons moeg, ons word slap, ons voel lam, ons voel ons kan nie meer aangaan nie, maar ons moet daar wees. Hierdie God is daar om ons liefde te gee, sodat hy ons kan versterk aan daardie tye. Sodat ons nie, hy sê ook, en loop die reguit pad, dan sal wat lam is, nie uit lid raak nie, maar gesond word. So kom, laat ons dan die reguit pad loop, laat ons dan nou reg doen soos God van ons verlang om te doen. Mag die Here u deur hierdie bemoediging seën, dierbaars. Ek gaan nou 'n paar dinge baie herhaal, want ek voel dit is belangrik dat ons moet sien, die liefde gee vrywaar ons nie daarvan om nie deur sekere omstandighede te gaan nie. Die liefde vrywaar ons nie daarvan om nie deur pyn en mismoedigheid te gaan nie. Want dit is wat God gebruik om ons te formeer deur sy liefde. Want die Bybel sê hy tugtig die wat hy lief het. Mag die Here u seën. Vader, ek dank u vandag vir u liefde. Ek dank u, Here, vir die liefde wat so groot is. Here, en dit oorweldig, Here, ons gedagtes, dit oorweldig, Here, ons weë en ons dade. Kom sien dan nou elkeen wat luister na hierdie boodskap, so eenvoudig soos dit is, Here. Bid ek dat u ons sal help om u liefde te verstaan. En wanneer u ons stig, Here, dat ons dit sal verstaan. Dat wil nie sê dat ons, Hemelse Vader, Here, verkeerd gedoen het nie, maar dit wil sê, Here, dat u liefde vir ons groot is, my koning. Ek bid, help ons, Here, dat die liefde ons sal dra, dat die liefde ons sal bewaar, en dat die liefde ons gesond sal maak in elke situasie. In Jesus naam. Amen.